Goeiedag, dit is opstandingsfees vandag. Jesus het opgestaan, dit is hoekom ons elke liewe Sondag op 'n Sondag erediens te hou. Want dit is op 'n manier 'n herdenking van die opstanding, want die opstanding het op 'n Sondag plaasgevind. So, ek wil net vandag vir julle sê, Jesus leef. En die kruis hier agter my, wat nou hierdie hele lydenstyd net 'n houtkruis was, het nou kleur en blomme, want Jesus het opgestaan. En dit kom verander alles in ons lewens. Ek wil julle nooi, en voordat ons uit die Bybel uit lees, wil ek sommer vir julle vinnig 'n storie vertel. So John Mark Comer vertel die storie, hy loop eendag in 'n boekwinkel rond, en maar net soos ons Incredible Books, loop hy, is daar so 'n rak waar al die topverkopers is, en hy lees 'n klomp titels, en hy kom af op die boek met die volgende titel. Anyone can paint their nails because gender is imaginary. Everything is meaningless. Love is a myth. We all die alone, and our stupid bodies will soon return to the dust from which they came from. Deur Jamie Mortara. En behalwe dat dit regtig 'n verskriklike lang titel is vir 'n boek, verwoord hierdie titel iets van 'n moedeloosheid, iets van 'n hopeloosheid, iets van 'n soeke na betekenis, 'n roep van daar moet meer wees. So, hoekom moet ons nou agslaan op hierdie storie en hierdie boek wat een persoon geskryf het? Dit voel vir my hierdie moedeloosheid, hierdie soeke en hierdie vraag na daar moet meer wees, beleef ek in die gesprekke wat ek met mense bykom. Die hele ding van, jy moet maar van die lewe maak wat jy kan, want ons gaan nie in 'n geval vir lankie wees nie. Die hele ding van, ons moet maar vandag leef wat ons kan, want môre kan ons doodgaan en dan gaan niemand in 'n geval onthou ons is hier nie. Goed soos die huwelik, wat nou dalk lyk of dit nou nie meer 'n belangrike instelling is vir mense om te doen nie, en asof dit nou so 'n oudtydse ding is. Moraliteit, dat dit eintlik maar net 'n sosiale konstruk is om mense in lyn te hou. Werksetiek lyk nie dieselfde as wat dit 100 jaar terug gelyk het nie, want lojaliteit lyk nie dieselfde as wat dit gelyk het nie. So dis hierdie moedeloosheid, hierdie hopeloosheid wat ek ook optel in baie van die gesprekke wat ek in is. Nou baie interessant van hierdie titel is die laaste gedeelte wat sê, our bodies will return to the dust from which it came, is uit die Bybel uit. Genesis 3 vers 19, as die straf oor die mens na die sonde uitgespreek word, staan presies ook net dit daar. As mens iets soos 'n boek soos Prediker lees, dan is dit mos hierdie beginsel, alles is gejaag na wind. So, hierdie moedeloosheid leef nie net in ons nie, en ook nie net in ons tyd nie, en dit is nie goed wat ons self uitdink nie, dit is goed wat ook in die Bybel opgeteken is. So my vraag is, hoe leef jy? Hoe dink jy oor jou lewe? Is dit nou maar net, ons is nou maar net hier, en ons is nou maar net in hierdie stroom, en ons gaan nou maar net saam, totdat ons doodgaan, en dan is daar niks. So hoe glo jy oor die opstanding na die dood, en is dit dalk 'n punt van hoop? So daarom skryf Paulus, spesifiek vir dit, skryf hy in 1 Korintiërs 15, dit het 58 verse, en eintlik moet 'n mens die hele ding as 'n geheel lees, want dit is sy leerstelling, dit is sy teologie oor die opstanding. Nou ek wil hê julle moet saam met my vers 20 tot 28 lees. Dit klink so, maar nou, so hy het nou al 'n hele argument gehad, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling in Christus, daarna, by Christus se koms, die wat aan hom behoort. Daarna kom die einde, wanneer hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê, dat alles aan Christus onderwerp is dit duidelik dat die Vader, wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is.
wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal hy hom ook self onderwerp aan die Vader, wat alles aan hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles. So, dit is eintlik 'n baie moeilike stuk om te lees. Die hele hoofstuk klink so bietjie soos 'n teologiese argument en dit voel vir jou so bietjie soos, okay, maar wag, Paulus, jy gaan te vinnig en jy sê te veel in kort stukkies, maar my vraag is, wat is jou teorie oor die lewe na die dood? Want daar was, en dit is hoekom hy hierdie hoofstuk geskryf het, ook in die gemeente in Korinthe, hierdie wondering oor, wat het die opstanding gedoen? Het Jesus waarlik opgestaan uit die dood uit? Gaan ons die ewige lewe kry? Hoe lyk dit? Is dit nie iets nie? En dan kom hy met hierdie beeld van, Jesus was die eersteling. So hy sê, as ons die opstanding reg verstaan, sal ons nooit weer sonder hoop wees nie. Okay, dan kom hy met hierdie metafoor van die eersteling. Nou, hoe dit werk is, as daar een vrug op die vrye boom kom, dan is dit amper soos 'n belofte dat daar nog op pad is. En hierdie was nie 'n vreemde konsep vir die oud Israeliete nie, want hulle het ook hierdie ding geken. Hulle het 'n fees gehad waar hulle die eerste diere van die seisoen aan die Here geoffer het, waar hulle die eerste vrug, die eerste koring, die eerste oes, die eerste deel van dit wat hulle ontvang het, gebring het, en vir die Here kom gee het, en dit kom toewy het. En wat hulle dan basies daardeur gesê het is, okay, so die Here het nou hierdie eerstelinge van die oes geseën, en daarom sal alles in die oes wat hierna kom, ook deur God geseën wees. So hy sê, as Jesus dan opgestaan het uit die dood, hy was 'n mens, hy het 'n liggaam gehad, hy het opgestaan uit die dood, is hy soos die eersteling, wat beteken ons wat aan hom behoort, is dan die wat daarna ook sal bykom. Nou baie kere, dan in hierdie teks verwys hy ook, soos die skrif voorspel het. So Paulus probeer sê, dat die kruis en die opstanding kardinaal deel is van God se storie, wat hy besig is om oor tyd te skryf. En hierdie storie het natuurlik in Genesis begin, waar hy die mens geskep het, en dit was goed, en ons het saam met God geheers, en hy het ons man en vrou gemaak, en ons het mekaar lief gehad, en ons het in hierdie verhoudings geleef, waar ons geken het en geken is, en dit was goed. En toe kom daar 'n wending in die storie, 'n skuif toe die mens onafhanklik wil kom, en self wil kies wat is reg en verkeerd, en mooi en lelik, en goed en sleg, en eintlik God uit die storie uit wil skryf. En toe op daai deel in die storie kom dood in. Doodsheid, boosheid, duisternis, verwarring, sonde, siekte, dood en leuns. Nou, daar is hierdie teologiese konsep wat ons van praat, van die alreeds en die nog nie. En die feit dat ons altyd binne in hierdie spanning leef, binne in ons storie met God. So alreeds is daar 'n klomp goed vir ons waar in ons verhouding met die Here, maar daar's ook 'n klomp goeders wat nog nie waar is nie, omdat ons aan hierdie kant van die ewigheid leef. Nou kom probeer Paulus sê, die opstanding van Jesus Christus het eintlik iets van die nog nie. Die dood is verby, die lewe het gekom, iets van die nog nie, kom inskryf weer binne in hierdie verhaal, en dit wat nou van ons waar is, die alreeds en die nog nie, kom dan so, word dan oor mekaar geskryf, en word dan vervleg. So ja, dit is eintlik baie moeilike teologiese konsepte, en ek het hierdie hele week gestoei met hierdie teks, maar hy sê die volgorde van Jesus se lewe gaan ook die volgorde van ons lewe wees. So ons gaan lewe, ons gaan sterwe, ons gaan begrawe word, en dan gaan ons opstaan. Want Jesus was die eersteling, hy het vir ons kom wys hoe dit sal wees. Nou gaan dit van my en jou waar wees? Wel, kom ons kyk na die dele wat ons wel weet. Gaan jy doodgaan? Ja. Jy het 'n 100% kans dat jy gaan doodgaan. Jou liggaam, soos wat jy hom nou het, is nie gemaak om vir ewig te leef nie. Okay, dan gaan jy begrawe word of veras word. Okay, gaan jy opstaan? Wel, Paulus sê, dit was Jesus se volgorde, en daarom is dit ook ons volgorde, en daarom sê ons, ja, ons gaan ook opstaan. Nou vers 28 is word daar so 'n interessante sinsnede gesê, daar staan, God sal alles wees vir alles. En dit is dan daai nog nie, daai waarheen ons kan uitsien, daai
Daar kom 'n dag waar God alles vir alles sal wees, waar hierdie storie se vertelling klaar gaan wees. So die doodsheid is mee klaar afgereken, die lewe kom nou oor ons storie, maar daar gaan 'n dag kom waar daar nie meer oorlog gaan wees nie, nie meer bomme gaan wees nie, nie meer hongersnood nie, nie meer betogings nie, nie meer moord nie, waar God gaan heers en hy gaan alles vir alles wees. So, Jesus se lewe is amper soos om geheimenisse te onthul. Dit gee vir ons leidrade van hoe dit gaan lyk wanneer God alles vir alles gaan wees. So wanneer Jesus gestremdes genees in sy bediening op aarde, dan sê dit, die koninkryk van die Here gaan eendag wees waar daar geen gebreke gaan wees nie. Wanneer Jesus hongermense voer, dan sê dit, ons gaan na eendag in 'n plek wees waar ons nooit weer gaan honger wees nie. Aan Jesus demone uitdryf, dan kom ons op 'n plek waar ons sê, dat daai trek van sonde in ons harte op 'n dag nie meer gaan waar wees nie. As die Here fokus op randfigure, soos vroue en kinders, dan staan daar, eendag gaan daar 'n dag wees waar ons almal gelyk gaan wees en niemand op sy geskuif gaan wees nie. En as Jesus opstaan uit die dood, is dit die enigste hoop wat ons nodig het. Want daai dag kom, waar dood nie meer 'n faktor is nie. Nou, dit is eintlik bietjie regverdig in hierdie hele konsep van alreeds en nog nie. Wil ek nie nou sê, ons al vreugde wat ons in vandag kan vind, is om eintlik maar net uit te sien na die hemel wat nou eendag gaan kom nie. Die perspektief vir vandag en wat my vandag hoop gee, oor daai nog nie, waarby ek nog nie is nie, daai wêreld wat God gaan kom skep, is die feit dat God besig is om sy storie te skryf. En dit is die perspektief. En sy storie is groter as my storie. So ja, ons val maklik vas in die harwar van vandag. Ons uitdagings is so groot dat ons blind is, dat dit ons op 'n manier blind maak vir ook die goeie goed wat die Here besig is om te bewerk in die hier en die nou. Daardie versigtiging van, daar moet meer wees as die gechommel van hierdie wêreld. Dit is nou soos, jy gaan see toe vir vakansie, en dis wonderlik, en dis fantasties, maar dan waai die wind, en die son brand jou, en die see is taai, en my maat se manier om, baie keer as ons met vakansie gaan, dan op dag 1, dan sê sy, dis amper verby. Dan is dit dag 1 van 'n 10-dag vakansie. Maar dis daai versigtiging van, daar moet meer wees. En die hoop wat Jesus ons kom bied, is juist die antwoord op daai vraag, want daar is meer. Want ons het 'n waarborg in Jesus Christus se opstanding ontvang, wat sê, daar is meer, en God is besig om sy storie te skryf, en God is ook besig om vandag sy storie in my lewe te skryf, en dis groter, en dis beter, as wat ek nou beleef of het. So, daar's 'n vrou, Glennon Dooley, wat 'n boek skryf, Untamed. Sy vertel die storie, sy en haar dogtertjie gaan eendag na die safari park toe. Nou dit is nou maar soos 'n dieretuin, en die aktiwiteit vir die dag is die cheetah run. So, hulle gaan sit daar op die paviljoen en hulle kyk nou hierdie storie, en die bewaarder kom uit en sy het 'n labrador aan 'n leiband, en sy vra vir almal, is hierdie 'n luiperd? En almal sê, nee, o ja, sê sy, hierdie is nie 'n luiperd nie, hierdie is 'n labrador. Hierdie labrador se naam is Minnie. Nou, Minnie en die luiperd wat hulle nou gaan sien, want hulle is eintlik daar om die luiperd te sien, is beste maatjies. En die luiperd se naam is Tabitha. So Minnie en Tabitha is beste maats. Wat hulle doen is, hulle gebruik die labrador om die luiperd mak te maak. So die Tabitha sien wat Minnie doen, en sy dink sy is ook so, en dan maak sy soos die labrador maak. En dan sit hulle so 'n vuil pink hasie aan 'n ou jeep vas, en hulle ry met die ding, en die lompe labrador hardloop agter hierdie pink hasie aan. Volgende oomblik maak hulle vir Tabitha hierdie majestueuse luiperd oop. En wat is die volgende ding wat sy doen? Sy moet nou ook hierdie pink hasie jaag. Maar sy jaag nie vol spoed nie, want sy maak nou eintlik soos wat hierdie lompe, kan julle nou die verskil sien tussen hierdie lompe labrador en hierdie majestueuse gespierde vinnige dier wat 'n luiperd is, en hulle albei jaag hierdie pink hasie op hierdie jeep. En die vrou sê, sy wonder toe by haarself,
kan dit wees dat hierdie dier wat eintlik die mag het en die krag het om enige oomblik uit te breek en daai bewaarder op te vreet, dat sy maak asof sy 'n labrador is, dat sy teen haar instinkte inleef. Maar is dit nie maar wat ons ook doen nie? Wat die wêreld en die lewe aan ons doen nie? As daar genoeg slegte goed met my en jou gebeur, dan begin ons dink, as ons eintlik luiperds is, ons is eintlik maar labradors. Ons begin regtig wonder, is daar nou waarlik meer? As dit wat ek nou beleef, die swaar, die pyn, die seer, die depressie, is daar nou regtig meer as dit? En dan, geliefdes, vergeet ons die opstanding. En dit is hoekom hierdie boodskap belangrik is. Ons wonder baie keer hoekom voel ons so oorweldig, maar ook verveeld in ons eie lewens tegelykertyd. Want geliefdes, ons is luiperds. Ons is gemaak om in die wild rond te hardloop, nie om in hokke te wees nie. Die Glennon se dogtertjie vra toe nogal die bewaarder, "Doesn't she miss the wild?" Vra sy van Tabitha. En die bewaarder antwoord, sy sê, No, don't worry. She was raised here. She doesn't know any different. So, nee, wat moenie bekommerd wees nie. Hierdie luiperd, sy weet nie van beter nie. Sy dink eintlik maar sy's 'n labrador. Sy's maak gemaak. Sy gaan niks doen nie. En sy weet ook nie van die wild nie, so sy mis nie iets wat sy nooit geken het nie. Dan op 'n stadium gaan hulle deur die park en die cheetah ran is verby en hulle kom op 'n stadium weer verby die hok en Tabitha staan so. Maar sy sê, dit voel vir haar, Tabitha se hele postuur het verander die oomblik toe sy en Minnie nie meer by mekaar is nie. Skielik sit sy regop, skielik is daar wild in haar oë. Sy kyk uit op die horison en sy sê vir haarself, niemand moet vir hierdie luiperd leer dat sy 'n luiperd is nie. Sy is dit reeds. Geliefdes, ons is kinders van die opgestane Here. Niemand hoef ons te leer van dit nie. Daar's iets binne in my en jou wat die hele tyd vibreer, wat die hele tyd vir ons sê, daar moet meer wees en daar is meer. Ons is gemaak om lief te hê. Ons is gemaak om nie in hokke te wees nie. Ons moet begin leef van die binnekant af, buitentoe, vanuit die wete en die hoop, dat die opstanding reeds gekom het, dat die oorwinning reeds behaal het, dat die doodsheid en die pyn wat nou in my lewe is, nie die finale storie is nie. Ja, dit is my storie, maar daar's 'n groter storie, God se storie wat oor my storie geskryf word, wat die hele tyd vir my fluister. Jy is 'n luiperd, hardloop, gaan groot. Jy is gemaak om in die wild te leef, want ek is jou God en ek is die een wat mense fisies uit die dood uit laat opstaan. So, moenie laat jou tans omstandighede vandag jou oortuig dat jy 'n lompe labrador is nie. Labradors is baie cute. Ek weet. Maar 'n luiperd is 'n majestueuse gespierde dier wat gebou is om te hou. Ons as opgestane kinders van die Here is luiperds. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir die opstanding. Dankie dat U mens geword het. Dankie vir die kruis. Dankie, liewe Here, dat ons beleef baie dinge in ons storie soos dit nou is. Maar ons moet nie vergeet van die opstanding nie. Ons moet mekaar gereeld herinner aan die opstanding. Liewe Here, U storie is nie klaar nie. Die pyn, die dood, die siekte is nie die laaste hoofstuk nie. U is nog besig om te skryf. En dit, liewe Here, help my dat ek my gedagtes kan rig op dit wat meer is, selfs al voel ek dit nie, nou in my lyf nie. Amen. Geliefdes, die Here het opgestaan. Gaan groot, want daar is meer. Amen.
glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy trou. En aan is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan is die eer, en die lof aan Here gee, Here gee. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad, en die beelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blauw, so die rykdom van sy trou. En aan is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan is die eer, en die lof aan Here gee. En aan is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan is die eer, en die lof aan Here gee, Here gee, Here gee. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die